Nou ja, hierso by die Propatria fees loop ons die ou bekende Tertius Zitske raak. Tertius, nou wat het jy nou gekoop hier vandag? Hierdie is nou die derde uitgawe van die Ratel boeke. Daar's nou volume 3 bygesit. Ja. En dis 'n register van al die Ratel se onderstelnommers, ratelnommers, registrasienommers en wat het met hulle gebeur. So Tony se virus is maar ons lewende generaal wat dit byhou, ja. En hierdie is nou maar vir die tiffies, is dit nou, hulle sê ou Sessie en Meg, veterane. Ja, so hulle het nou die boek uitgegee, so jy kan 'n leer een koop met 'n medalje by en so aan. En wat interessant is van die 3 boeke is ons het dit in die middel van COVID uitgereik, toe niemand maar gesien het nie. Toe het ek 'n vriend wat 'n kaartjiestelsel het online vir konserte. Toe sê ek, maak net elke sitpleknommer 'n boeknommer. Toe verkoop ons almal vooruit. En toe druk ons dit en ons maak nog geld, ja. Wonderlik, Tertius, maar ons wil ook met jou 'n bietjie gesels oor, jy is nog steeds betrokke in die veterane, ek wil amper al sê beweging. Wat doen julle nou nog? Jy het gepraat van die 31ste gebeur daar ook iets? 31ste Mei is dit die jaarlikse herdenkdiens hier by ons muur van SAW muur van herinnering. En is interessant hoe ons elke jaar 'n naam bysit. Soos hierdie naam kom maar weer 'n naam by van 'n man van 1980. Wat nie die stelsels daai tyd was maar leers en handstelsels, dan was dit nie bygehou nie. En veral op die Facebook groepe, dan sal iemand vra, jy weet, dan sal iemand sê my boetie is op die grens dood en dan begin ek navorsing doen. Dan kry ons laas jaar 4 name opgesit. Soos Luitenant Hurter van die verkenners, jy weet, wat se naam wat ons opgesit het, jy weet, na 40 jaar wat ons hom eers daar erkenning gegee het, jy weet, en sy suster wat van oorsee af gevlieg het en so aan. Maar vir my en my pa is dit 40 jaar van wonder en soeke, omdat hy in Koeberg operasies betrokke was, is daar op 'n stadium alle dokumentasie eintlik verwyder van oral af. Die ouens wat graag sou wou na vore kom en nog nie het redelike staaltjies om van hom te vertel. Dis hoekom ek vir Tertius gekontak het, want ek smag en my pa smag na daardie staaltjies wat ek weet daar is, wat niemand nog die geleentheid gehad het om aan my oor te dra nie. En ek kan nie vir jou sê hoe dankbaar families vir mense soos Tertius is. Soos my tannie vir my sê, waar is hierdie mense wat vergeen net vir uit die goedheid van die saak en uit liefde hulle makkers eer. Dit is 'n ongelooflike geleentheid vir mense soos ons om net ten minste, hierdie man was 24 jaar oud. Hy het nog nie getrou nie, hy was op pad om te trou. 3 maande van sy troue af. Hy het nie nalating op enige stadium gehad nie om te gee nie, behalwe sy lewe vir sy land. So dis hoe ons dit aan die gang hou en lewendig hou en die stories aan die gang hou. En op die meeste Facebook groepe, daar's omtrent amper 200. Die grootste is die Grensoorlog een wat ek ran. Ons is nou 101,000 lede. En hy elke oggend 6:00 het ons vinnige gebed en dan gee ons almal se name wat vandag op hierdie dag die hoogste offer betaal het. Ja, dit is ongelooflik wat julle doen. So, vertel ons net gou van daai Facebook bladsy vir as daar oor 100,000 mense al reeds is, glo ek almal weet al seker daarvan, maar net so vir die mense wat nog nuuskierig is en wat wil gaan inloer. Ja, daar's 'n paar van hierdie groepe wat dit maar rof gaan met advertensies en dinge, maar die langste lewende Facebook groep, die Grensoorlog 1966 tot 89, 101,000 lede, maar daar's geen advertensies op nie. So ek skreen elke oggend 6:00 alles wat opkom en as jy nie in pas bly nie, dan tree jy uit. So is net stories en verhale van ouens op die grens en fotos. Daar is 100,000 fotos daarop. Dis wonderlik. Tertius, baie dankie vir wat julle doen en dan geniet jou Propatria fees. Waar is jy nou op pad? Wat is jou volgende stalletjie? Ons moet iets eet met 'n biertjie. Dis hy. So klink dit hier by die Propatria fees.